Vanmorgen met begeleide sang sing. En ja, as jy so voel en jy wil nader skuif, middelblok toeskuif of 'n bietjie nader, doen dit gerus, maar ek sê nie jy moet nie, net soos wat jy wil. En ja, die Oosthuis het gesin ook saam met ons vanmorgen. Innig is op 'n 10 met julle moeder se heen gaan, haar begrafnis is dan nou Woensdag wat ek sal waarneem. En ek was reeds by hulle gebid. Ek glo God gaan hulle ook onderskraap en deurdra. Goed, dit is dit. En dan net so een of twee belangrike aankondigings wat ek mooi vra, dat jy mooi na sal luister. Ons het eers komende Saterdag vanaf 10:00 het ons die gemeente se jaarafsluiting. Nou, dit gaan hier by die kerk geskied. Ek het laas jaar gemis, ek was weg. 2 maande gaan vakansie om te herstel vir my hartaanval. Maar in elk geval, dit was 'n wonderlike, dis elke jaar 'n baie goeie, pragtige gebeurtenis. Nou hierdie jaar gaan dit weer in die vorm van 'n potjie kos wees. Maar ons het nog mense nodig om potjies te maak. Wat gebeur? U maak 'n pot en u deel dit met almal. Ons sit dit almal saam, ek maak 'n pot, Vivian maak 'n pot, Sys maak 'n pot, en ons soon maak 'n pot, en ons almal eet saam uit daai pot uit. Daar sal pudding wees, custard, jelly en al die lekker goed. Maar ons het u nodig, as daar van u is, wat nou 'n lekker pot kan maak, dan wil ek hê, asseblief, wil jy nie net die naam vir Sonika deurgee. Sy sal dit van daarna verder vat. Ons weet nog nie hoeveel potte is daar nie, maar wat ons wel weet, ons kort nog 'n pot of 2. Ek myself dink daaraan om 'n potjie te maak. Ek weet nou nog nie wat nie. En ja, maar kom ons doen dit en ons sluit hierdie jaar op 'n hoë noot af. En ons kom by mekaar en ons gesels oor die jaar wat verby is en die goedheid en die guns van God. Was dit nie vir die Here nie, dan was ek en u nie vanmôre hier nie. Dis sy genade. En kom ons share daai dag net so met mekaar. So ons praat baie mooi. Dan sal jy sien op die blaadjie, dit is seker vertoon ook gewees, dat daar is die 23ste volgende naweek is daar in die plek van 'n oggenddiens is daar gesamentlike dorpkerk sangdiens. Nou om 9:00 en om 6:30 lyk dit vir my. Ons weet nou nog nie hoe dit gaan gebeur nie, maar hou die WhatsApp groep dop, Sonika gaan dit vir ons in die week op die WhatsApp groep, die kerk se WhatsApp groep deursit. Dan gaan ons dit van daar af. Dit is omtrent al wat ek moes doen. 10:00 potte en ons kokoja. En agter is 'n lys. Daar agter is 'n lys waarop u asseblief net die naam moet invul. As u dit kan maak by die afsluiting. Dat ons net getal het. Dat ons net weet, moet ons een aand baie laat gespaar gaan kuier. As die deure al toe is, of gaan ons dit maak. So goed, maar baie dankie, ons sê vir die baie dankie, ons gaan lekker saam sing, en dan gaan ons daarvan agteraf help sing met volle bors uit, en ons gee aan God al die lof en die eer. Kom ons sit net so dan open ons net met gebed. Ons is baie dank tot u verskuldig vanmôre, Here. Ons is so dankbaar dat u ons siele gered het. Dankbaar dat u ons deur die nag gelei het en ons vanmôre wakker gemaak het. Dankbaar vir die wonderlike reën, Here, wat u vir ons deur die nag gegee het en nog steeds gee. Ons het dit so nodig, Here, maar ons bid ook vanmôre, Here, vir Eunice wat vir ons die woord gaan bedien. Ons bid dat die woorde wat sal uitkom, die woorde wat sy sal spreek, benat sal word, Here, soos wat die aarde daar buite nat word deur die reën van die hemel, dat haar woorde gesalf en geseën sal wees. Dit is met die soete Heilige Gees en dat sal ingang vind in elke hart. En Here, ek weet, nie een van ons gaan uitstap soos op ons ingekom nie, want u is God en daar is niemand soos u nie. Seën die samesang, seën hulle wat die koortjies op die bord sit. Seën elke toehoorder, Here, is ons gebed in Jesus naam. Baie dankie, julle.
ek buig my hele wese voor U neer, vir U my Heer. Hoor die lied van my hart, sien my hande na die hemel opgehef, terwyl ek U nou vereer. Heilig, U is die Seun van God, veervuld, wat in die ewigheid regeer, U alleen verdien die hoogste lof. Jesus, dit is U wat ek bemin. Here, U het ek lief, en ek buig my hele wese voor U neer, vir U my Heer. Hoor die lied van my hart, sien my hande na die hemel opgehef, terwyl ek U nou vereer. Here, U het ek lief, en ek buig my hele wese voor U neer, vir U my Heer. Hoor die lied van my hart, sien my hande na die hemel opgehef, terwyl ek U nou vereer. Jesus, dit is U wat ek bemin. Jesus, dit is U wat ek bemin. Darkness tries to hide and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
om saam met julle te wees. Ek het so liggie vir my gebring, want ek kan nie sien met hierdie liggie se bo nie, sodat ek mooi kan sien en reg kan praat. Ons net ons bid te maak dat ons die spook, die woord aan Here kan opdra. Dankie Papa Vader dat ons in hierdie oggend Here U naam kan verheerlik. Die awesome liedjie het ons gesing, Here. U naam is so groot, dis die naam bo alle name, Here, en ek staan in awe saam met elkeen vanoggend vir U groot. Ons kyk na die weer na buite en ek wil bewoord word oor die goedheid. Ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons met vryheid na U woord kan kom luister. Met ons met vryheid, Here, in U woord kan indelf, Here, en net kan uitkry dit wat U vir ons wil gee. En baie, baie dankie dat ons U het, o Heilige Gees, om ons te lei in gees en waarheid. En ons wil vir U welkom heet vanoggend, die Heilige Gees. Ek wil U welkom heet. En ons wil vra, Here, dat die woord wat sal uitgaan, Here, dat dit nie uniese woord sal wees nie, Here, dat die woord wat U bring vanoggend deur my, Here, wat U gesand is, vra, Here, dat U elke woord wat uit Unies uit is, nou sal wegwas met die kosbare bloed. Maar elke woord wat uit die Vaderhart is, dat dit sal weer klink en ons elkeen sal in myne ingesluit, Here. En dat U sal kom doen wat U behaag vanoggend, Here. Ons gee hierdie atmosfeer aan U en ons maak die atmosfeer en die klankstelsel en die woord toe onder die kosbare bloed van Jesus Christus van Nasaret en elke persoon ook wat U sit. Ons gee vir U die lof en die eer, want daar is net niemand soos U nie. Mag U naam verheerlik word. Ons gee vir U al die lof en al die eer. Dankie Papa in Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Kyk, julle ek het so excitement in my net voel van ek wil jittery drive en op en afstaan, maar ek sal myself beteel. Welkom weer eens hierso en aan Pastor Johan wat baie dankie vir die geleentheid om my woord te bedien en soos julle reeds gehoor het, hy sterk baie goed aan. Nou ja, ek wil met julle praat. Oorspronklik was my gedagte om oor Batseba te praat en later toe kom ek agter maar Batseba en Dawid loop hand in hand, jy kan nie die twee van mekaar skei nie. En toe kom die Here en hy draai my preek heeltemal die woord wat hy op my hart gelê het en hy kom heeltemal met 'n ander angle. Soos ek die woord aan julle gaan bedien, wil ek julle met regtig julleself in hierdie mense se skoene sit. En luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Moenie ander dinge probeer luister nie. Luister wat die Heilige Gees vir jou sê, want weet julle wat? En ons sê dit baie keer hoor mense ons nie, maar elkeen wat hier is hier met 'n spesifieke rede. Ek het geweet daar gaan mense wees oor hierdie rede, maar dit maak nie saak nie, want die Here handpick wie jy moet wees. So wat 'n deel van hierdie boodskap ook al jou deel mag wees, mag dit in jou hart praat en in jou gees praat. Nou ja, kom ons begin julle. In 2 Samuel 11, julle hoef dit nie te gaan lees, want ek gaan vir julle die hele storie vertel. Ek gaan later vir julle skriffies gee wat julle wel kan lees. Word ons die verhaal vertel van Batseba en koning Dawid. Nou ja, sy was die dogter van Eliam, en Eliam was 'n getroue soldaat van koning Dawid. Sy was ook die kleindogter van Agitofel, en Agitofel was ook 'n getroue informant, of hoe sê mens, raadgewer vir koning Dawid. Maar sy was ook die vrou van Uria die Hethiet. Dan was sy die minnares en later die vrou van koning Dawid self, en sy het ook kinders gebaar saam met koning Dawid. Hulle eerste kind is dood en die kind het nie 'n naam gekry nie. En dan het sy nog 4 ander seuns gehad saam met hom, wat Shamua, Shoab, Nathan en natuurlik koning Salomo was, wat later in een van die rykste en die wysste konings is in die Christendom se verwysing. Sy het ook gedien as koningin moeder terwyl koning Salomo aan koning was. Haar naam was een van die name wat opgeskryf was in die geslagsregister van die Messias, koning Jesus. Meeste van julle ken dus die verhaal van Batseba en van koning Dawid. En ek wil vir jou sê, hierdie verhaal is 'n verhaal van vleeslike begeertes. Dis 'n verhaal van passie. Dis 'n verhaal van invloed en verraad. En dis 'n verhaal van leuns en dan diepe hartseer. Maar dit is ook 'n verhaal van dood, wat later aan oorgaan in verlossing en redding. So jy kan maar sê, en my woorde kan ons omry, dis 'n moderne antieke sepie, of 'n antieke moderne sepie, nes jy wil. Nou kom ek vertel jy die verhaal. Die manskappe van koning Dawid het gaan veg saam met sy bevelvoerder Joab teen die Ammoniete, en hulle het hierdie Ammoniete vasgekeer in die stad Rabba. Nou Rabba was die hoofstad van die Ammoniete, en dit was bekend vir sy landbouprodukte waarmee hulle geboer het. En later was hierdie stad Rabba vernoem na Philadelphia, 'n hele paar jaar later. En gedurende die aanval van Rabba was dit natuurlik die gebruik van die konings om saam met hulle manne te gaan veg. En dit het gewoonlik gebeur in die wintermaande,
wanneer dit nie so warm was nie. Ag in die lente, want in die wintermaande het dit gereën, ekskuus tog. Die gebruik dan was vir die vroue, die kinders en die ouer mense om tuis te bly as dit 'n veilige vesting was. As dit nie 'n veilige vesting was nie, het hulle dan na ander stede soos onder andere Jerusalem gegaan en dan het hulle daar gaan bly want sekere stede het fortified mure gehad, vestings wat daardie stede beskerm het en die vroue en kinders en die ouer mense was absoluut weerloos gelaat wanneer al die manne weg was. So dan het hulle na sulke plekke toe gegaan of selfs dorpe waar dit veilig was. En hulle het soms by familie gaan bly en dan het hierdie manskap by hierdie familie vertrou om na hulle gesinslede te kyk. Maar dit was ook die rol van die vrou om ook op te tree as beskerming van die gesin wanneer die manne nie daar was nie. So hulle was verantwoordelik dat alles moes goed gaan. Hulle was verantwoordelik vir die huishouding, vir die kinders, vir almal in daardie tyd wat die manne nie daar was nie. Maar ja, die storie gaan verder en hy vertel vir ons na 'n middagslaapie in die stad Jerusalem, in die paleis van koning Dawid, het hy op die dak gaan loop en hy sien hierdie mooi vrou wat besig was om te bad en sy was mooi. En ongelukkig vertel die verhaal vir ons nie presies wat daar gebeur het en sê net dat sy was 'n mooi vrou wat gebad het. En daar is soveel bespiegelinge onder teoloë rondom die rede hoekom sy gebad het. Was dit vir verleiding of was dit iets anders? Maar daar is 'n deurslaggewende skrifgedeeltjie in vers 4 wat vir ons sê dat dit vir 'n reinigingsproses was. Nou jy sien, 'n vrou wanneer sy klaar was met haar maandelikse siklus, het hulle 'n spesifieke reinigingsbad gevat. En die reinigingsbad was genoem die mikaf. Laat ek net vir julle sê die mikwe. Die mikwe was gewoonlik wat hulle gedoen het om hulle self te reinig, sodat hulle, want in daai tyd wat hulle nie reinig was nie, moes hulle self weerhou van hulle mans, maar ook regtig van die gemeenskap. Hulle kon nie regtig sosiaal met almal verkeer nie. So dit was 'n tydperk in 'n vrou se lewe volgens die Hebreëse wette en ook volgens die Hebreëse gebruike, die Joodse gebruike, dat hulle moes afsonder. Nou sodra sy hierdie bad en hulle noem dit 'n vrou se maandelikse siklus se reinigingsproses, die nidda, en dit was alles gedoen gewees sodat sy kon skoon kom. Nou ja, so ek dink daai vers 4 maak dat ons nou weet dit was nie regtig verleiding nie, dit was as gevolg van die proses waar sy deurgegaan het. Nou koning Dawid het haar gesien en hy het haar begeer. So dit is mooi. Natuurlik sal hy haar begeer en hier staan sy in sy bad haarself. En julle moet weet, in daardie tyd was dit nie bad soos wat ons bad nie. Dit was anders te baddens gewees en dit was ook regtig ryk mense wat kon bad of mense, jy het met emmers water baie keer gewas en dit was min dat jy 'n plek gehad het wat jy jouself regtig kon onderdompel in die water en jouself weet, sê hulle in Engels, immerse in die water. Maar ongelukkig wat gebeur het, koning Dawid het dit nie net by die oë se begeerte gelos nie. Hy het dit bedink en hy stuur sy manskappe toe om die vrou te gaan haal. Hy het eers gevra wie is die vrou en hulle sê toe vir hom, sy is die vrou van Uria die Hethiet. En hy los dit nie daar nie, hy stuur hulle om haar te gaan haal. En hulle kom by mekaar in 'n gemeenskap en sy word swanger. En hier pleeg hulle die sonde van egbreek, oorspel. En wat ons moet weet, in die antieke tye was konings se bevel so erg geweest dat jy nie die koning geweier nie. So of sy nou die koning geweier het uit vrees of uit dwang, ons weet nie, die woord sê nie vir ons nie, maar die feit bly staan, sy het swanger geword. En die oomblik toe sy uitvind sy het swanger geword, het sy vir koning Dawid laat weet dat sy swanger geword het. En koning Dawid het 'n plan gemaak en hy laat weet toe vir Joab, hulle is in die veld besig om te veg, dat hy moet vir Uria hiernatoe stuur. Nou jy sien, koning Dawid was veronderstel om ook in die veld te gewees het, maar hy was nie. So ons kan nie sê dat sy geweet het, hy is daar nie. Ons weet nie, die Bybel is nie duidelik oor dit nie. Hy stuur en Uria word gehaal. En hy praat met Uria en hy vra van hoe gaan dit met Joab daar in die veld en hoe gaan dit met die manne? En hy sê vir Uria, ek wil hê jy moet tuis gaan vanaand na jou vrou toe en jy moet daar gaan ete drink en by jou vrou wees vir die nag. En Uria gaan toe en hy stuur koning Dawid stuur toe ook nogal kos saam na Uria toe. Maar Uria doen dit nie, hy gaan nie huis toe na sy vrou toe nie, want hy is loyaal teenoor sy manskappe. Hoe kan hy na sy vrou in sy huis toe gaan terwyl die man in die veld is? En hy gaan slaap toe in die koning se paleis saam met die wagte. Koning Dawid hoor dit, en koning Dawid het plan A nie gewerk nie, hy het 'n ander plan maak en hy maak 'n plan B. En sy plan B is, hy sê vir Uria,
hoekom het jy nie huis toe gegaan nie? En Uria sê vir hom, nooit, ek kan dit nie doen nie. Hoe kan ek na my vrou toe gaan eet en gaan drink en saam met haar wees, terwyl ek weet, die ark van God en die hele volk van Juda en Israel is in die veld, in die oopte, en jou manskappe is daar in die veld, in die tente. Hoe kan ek dit doen? Ek kan dit nie doen nie. En die skrif sê in Spreuke 28:13, iemand wat sy oortredinge geheim hou, sal nie sukses hê nie, maar die persoon wat dit bely en ophou daarmee, sal genade ontvang. En Dawid kom en hy probeer hierdie ding toesmeer. Die eerste plan om Uria te kry na sy vrou toe te gaan wil nie werk nie. Die tweede plan is, hy sê toe vir hom, okay, ek sê vir jou wat, moenie nou terug gaan nie, wag jy 'n paar dae hierso, en wanneer jy gewag het, dan kan jy terug en dan stuur ek jou terug veld toe. En Uria doen dit toe, maar koning Dawid nooi hom toe vir ete, maar met voorbedagte rade. Hy nooi hom vir ete en hy maak hom dronk. Om iemand dronk te maak is ook 'n sonde. Dit is nie reg in God se woord nie. So hy maak hom dronk en nou hoop hy dat in sy dronkenskap hy definitief sal huis toe gaan. Maar weer eens doen Uria dit nie en plan B val. Koning Dawid besef toe, dit gaan nie werk nie. En hy maak toe 'n plan C. En hy stuur vir Uria terug veld toe en hy sê vir Uria, hierdie is 'n brief, vat hierdie brief asseblief vir Joab. Maar wat Uria nie geweet het, in daai brief het hy 'n bevel gegee, dat Joab vir Uria die voorste linies moet sit, by die plek waar dit die gevaarlikste is, en dan op 'n punt moet hulle terugtrek, sodat Uria uitgelewer kan word en gedood kan word. En dit is absoluut verraad. Moet julle weet, Uria was een van sy beste soldate gewees, maar as gevolg van sy begeerte en sy sonde wat hy saam met Batseba gedoen het, om dit alles te verdoesel en weg te steek, het hy met al hierdie planne vorendag gekom. En ons ken Dawid as 'n godsman, en dit klink amper nie soos 'n godsman se dade hier nie, maar ek sal nou vir julle die storie verder vertel. Dawid se manne, daar 37 manne, party praat van 30, ander praat van 37, wat sy beste krygers was. Dit was dapper soldate. Kyk, hulle het nie geskroom om hulle lewe te vat om die koning en die koning te beskerm nie. Waarvan Uria een was, en Eliam was ook een van dit, Batseba se pa, en natuurlik Joab. En dis my vreeslik hartseer dat hy so ver sal gaan om so verraad teen Uria te pleeg. En 'n mens kan vir jouself dink, jy kan miskien uit 100 mense nie almal ken nie, maar uit 30 of 37 as koning, wat jou dapperste soldate is, verseker moet jy hulle ken. So ek wil vir my half sê, maar dis my opinie, dat hy moes tog geweet het presies wie Uria is. En hy het nog steeds oorgegaan om hierdie daad te doen. Nou volgens die Joodse gebruike kon daar verskeie treurprosesse wees wat hulle gebruik het, en volgens Bybelse tye. En die meeste treurtydperke was die 7 dae tydperk gewees, en ons lees van dit, ek gaan net vir julle vir die wat notas neem skrifgedeeltetjies gee, Genesis 50 vers 10, en dan 1 Samuel 31:13, Genesis 50 vers 10, en 1 Samuel 31 vers 13. Dan was daar 'n verlengde tydperk van 30 dae gewees, en dit was 'n geval waar hulle getreur het, die volk het getreur oor Moses en die ander oor Aaron, en daar was 'n tydperk van 30 dae verbonde daaraan. Julle kan dit lees in Deuteronomium 34 vers 8, Numeri 20 vers 29, Deuteronomium 34 vers 8 en Numeri 20 vers 29. Dan was daar ook langer tydperke, en een van die langer tydperke was 'n 70 dae tydperk, en dit is nogal snaaks genoeg toe die Egiptenare getreur het oor Jakob, wat Israel genoem was. Het hulle vir daardie tydperk getreur oor hom. En dit het gegaan, dit het 40 dae ingesluit van balseming van die liggaam, en dan 'n publieke tydperk van 30 dae. Intussen in hoofstuk 12 lees ons dat God was ongelukkig met Dawid. En hy praat met sy profeet Nathan, en hy sê vir Nathan, ek wil ewe na Dawid toe gaan en hom die volgende vir hom sê. En Nathan gaan toe na Dawid toe, maar hy konfronteer Dawid nie direk nie, hy vertel vir hom eers 'n storie, ek kan maar sê 'n soort van 'n gelykenis. En ek dink as hy nie vir hom hierdie storie vertel het nie, sou Dawid dadelik in vyandskap gewees, want hoe durf jy vir die koning sê hy skuldig aan iets nie. So Nathan het baie wys opgetree, en hy vertel vir hom hierdie storie van, daar was hierdie stad, en daar 2 manne in die stad gebly. Een was baie ryk, en hy het baie beeste en skape gehad, en die ander een was baie arm, en hy het net 1 ooilammetjie gehad, en hy het hierdie ooilammetjie gekoop, toe hy nog baie klein was, en hierdie ooilammetjie het saam met hom en sy kinders geëet, in dieselfde stukkie brood en dieselfde beker gedrink,
En dit was soos 'n kind in 'n huis. En baie keer het hierdie ooilammetjie op sy skoot gelê. Maar op 'n dag kom daar 'n man aan by die ryk man, 'n gas. En die ryk man moet vir hom iets voorberei vir ete. En hy voel te jammer toe nou vir sy eie beeste en skape. En hy vat hierdie klein ooilammetjie van hierdie arme man en hy maak hom gaar vir hierdie gas. En hy eet. En Dawid is onmiddellik kwaad toe hy dit hoor. En hy sê nee, dit kan nie so wees nie. En hy sê toe die volgende, hy sê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet die doodstraf kry. En daar moet 4 van sy lammers gegee word in die plek van daardie een lammetjie. Hoe kan die man so iets doen en nie eens jammer voel vir hierdie arme man nie? En Nathan antwoord hom, maar daardie man is jy. Hy sê toe vir koning Dawid in 2 Samuel 12 vers 7 tot 12. Nou hier gaan ek vir 'n stukkie lees as jy wil saam lees. 2 Samuel 12 vers 7 tot 12. Die Here, die God van Israel, het vir jou hierdie boodskap gestuur. Hy het gesê, ek het jou koning laat word oor Israel, en ek is die een wat jou gehelp het teen Saul. Vers 8, ek het vir jou alles gegee wat hy gehad het. Ek het vir jou gegee sy harm. Ek het vir jou die hele koninkryk van Israel en Juda gegee. As dit te min was, kon ek vir jou nog baie sulke dinge daarby gegee het. Vers 9, hoekom het jy jou nie gesteer aan wat ek die Here sê nie, en hierdie verskriklike ding gedoen? Jy het Uria die Hetiet in die oorlog laat doodmaak en sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Vers 10. Nou gaan daar altyd moord en doodslag in jou huis wees, omdat jy jou nie aan my gesteer het nie, en Uria die Hetiet se vrou vir jou gevat het. Nathan sê toe vir hom, die Here het vir jou nog 'n boodskap. God het gesê, ek sal sorg dat daar vir jou genoeg moeilikheid in jou eie familie kom. Jy sal sien hoe ek jou vroue vat en vir iemand gee, naby aan jou. Hy sal helder oordag by hulle slaap. Vers 12. Die ding wat jy skelm in die donker gedoen het, gaan ek voor die hele Israel helder oordag met jou laat gebeur. Jy sien wanneer God met jou praat, het hy nie 'n keuse as om te luister. Hier praat die God van die heelal met jou en hy sê, ek het gesien wat jy gedoen het. Jy het dit in die donker gedoen en probeer wegsteek, maar ek gaan dit openbaar aan almal. Julle, ek weet nie of ons bereid is om daardie prys te betaal wanneer ons in sonde staan, dat God dit openbaar aan almal wat ons in die duisternis doen. As ek net dink aan my lewe terug, hoe roekeloos ek was en wat se twak ek aangevang het in die naam van sonde en alles. En dank die Here vir sy genade. Dawid het so sleg gevoel en hy het vir Nathan gesê dat hy vreeslike verkeerde ding gedoen het teen God. Nathan het met hom geantwoord en gesê, lees dit vir julle, dat die Here die fout wat hy gemaak het sal oorsien. Hy sal Dawid se lewe spaar, maar die kind wat gebore sal word, sal sekerlik sterf, omdat dit wat koning Dawid gedoen het, die Here in sy gesig gevat het. En dis wat ons doen wanneer ons sonde doen, ons vat die Here in sy gesig. Ek het dit in 'n maklike translation vir julle gelees, omdat Afrikaans baie keer vir my so hoogdrawend klink en ek in Engels makliker verstaan, toe moes ek iets skryf wat dit in Afrikaans makliker verstaan. Nou ja, nadat Nathan daar weg is, het God 'n siekte oor hierdie babatjie gebring wat Batseba en Dawid gehad het. En die babatjie, Dawid was so ontstel oor dit, hy het toe gegaan en hy het gaan vas, hy het rouklere aangetrek en hy het gaan die op sy aangesig. En hy het die Here vertrou en gevra dat die Here nie hierdie babatjie sal laat sterf nie, maar die hoop dat die Here se genade oor hom en die baba sal wees. Maar sy hele koningskap, die mense wat na hom omgesien het, was verskriklik benoud geweest, van Dawid wou nie opstaan nie, hy wou nie eet nie, hy wou nie uit die kamer kom nie, en hulle het gevrees as hulle vir hom sê dat die babatjie dood is, dat dit nog erger gaan wees. Maar hulle het so gefluister oor mekaar en koning Dawid het dit gesien en hy sê toe vir hulle, is die baba dood? En hulle sê, ja, die baba is dood. En hy staan toe op en hy trek aan en hy gaan eet. En hy kon nie die ding verstaan, hy het nou net gevas oor die baba is nou dood en nou sy eweskielike kat. Maar wat gebeur het, Dawid het geweet dat God se beslissing is finaal. Nou, hy het 'n verhouding met die Here gehad. En hy het geweet, die Here gaan nie sommer terug op sy woord nie. En die Here het gesê, die babatjie sal sterf en die babatjie het gesterf. En dis so. So hy het aangegaan met sy lewe. Feit is, koning Dawid het regtig hartseer gehad oor dit, maar hy het ook gesien dat Batseba hartseer is, en hy het Batseba getroos en die woord sê, hy het weer waar ingegaan, weer met haar intiem verkeer, en sy het weer sommer geword, en
en sy die seun Salomo gebaar, wat ons weet later in koning Salomo geword het. En die woord sê, die Here was so lief vir hierdie kind, hy het hom genoem, hy het vir Nathan gesê, gaan sê vir Dawid, dis die naam wat ek vir hom gee, en dis Jedidia, en dit beteken die Here se liefde. En ongelukkig is dit die laaste keer wat ons lees van hierdie spesifieke naam van koning Salomo, ons ken hom net as Salomo. En later in die woord lees ons dat koning Dawid voor sy afsterwe het hy benoem dat die koninkryk na Salomo toe moet gaan, en dat Salomo die plek gaan inneem van Adonijah. En wat in daardie tyd gebeur het, voor 'n koning, as 'n koningskap ingeneem het, dan was daar ander mense wat dalk aanspraak gemaak het op die koninkryk, moes eers geëlimineer word, hulle moes doodgemaak word, want hulle kon 'n aanspraak maak teen die koninkryk, of hulle kon verraad pleeg teen die koninkryk, en die koning doodmaak. So, in hierdie geval kon Adonijah dit gedoen het, maar Salomo kom en hy verskoon hom, hy sê, ek gaan jou nie doodmaak nie. Maar later kom Adonijah, en hy dring daarop aan, hy wil een van Dawid se vrouens sê, Salomo se vrouens sê. En dit was vir koning Salomo 'n aanduiding, dat hy nie goedgesind is nie, en hy gee toe bevel dat hy gedood word. En om dit te doen, het dit die koningskap beskerm. So dit was 'n gebruik in daardie tyd gewees. Dawid wou ook graag vir God 'n tempel gebou het, en hy was so lief vir God, hy het gesê, hoe kan God, wat in die ark woon in die veld, in die tent, hoe kan hy nie ook 'n plek hê wat vir hom te ere is nie, want hier bly hy wat koning Dawid is, in hierdie verskriklike mooi paleis, maar God nie. Om 'n lang storie kort te maak, God het toe vir hom gesê, ek bly nog al die jare in die tent, ek het nie nodig daar te bly nie, maar dit gaan nie jy wees wat vir my die tempel gaan bou nie. Want daar is bloed op jou hande, omdat jy 'n man van geweld is. Ons sien Dawid het oorlog gevoer. Hy was een van die krygers. Hoe lank het hy nie gevlug vir koning Saul nie, waar hy oorlog gevoer het en daar bloed op sy hande gekom het nie. En hom gesê, jou seun sal die tempel bou. So Dawid het dit geweet, en hy het toe nou al die gereedskap bymekaar gekry vir hierdie tempel om gebou te word deur sy seun. Hy het edelgesteentes bymekaar gekry, koper, goud, yster, sipreshout, daar was verskillende houte wat hy gekry het, en hy het tot vakmanne gekry wat die kunste het om dit te bou en die tempel mooi te maak. Dit alles in voorbereiding vir koning Salomo wanneer hy sal oorvat. Nou ja, hierdie verhaal van koning Dawid en Batseba kan verskillende rigtings toe ingaan. En ek wil net vir julle sê, die pyn wat hulle twee moes deurgaan, Dawid het berou gehad en hy het gedraai van sy sonde. En Batseba, sy het deur emosionele pyn gegaan. Hier is hierdie vrou, ons weet nie of sy gelukkig getroud was nie. As ek nou die storieetjie van die lammetjie luister, voel dit vir my amper so. Sy was getroud met Uria, nou is die Uria dood, so sy weduwee. En in Bybelse tyd, as jy 'n weduwee was, as daar nie iemand was as 'n losser om vir jou op te tree nie, het jy 'n probleem gehad, want jy is gekwyn het van die honger, of jy was genoodsaak dan om ander praktyke te volg om inkomste te kry. So dit was vir haar aan die een kant te behou dat sy die vrou geword het van koning Dawid. Maar terwyl sy die vrou geword het, sy het getree oor haar man, verloor sy ook haar baba. En hierdie vrou gaan deur geweldige pyn. Ja, en die Here kom herstel haar, hy gee vir haar koning Salomo as 'n seun. Maar ons weet nie wat het in haar huwelik gebeur nie. En hier's 'n vrou, sy moet die koningskap, die vrou van die koning deel met ander vroue. En ons weet vrouens kan nie altyd so mooi wees met mekaar nie. So ons weet nie wat regtig in haar lewe gebeur het daardie tyd nie. Daar is soveel van ons lewens wat geïmpakteer word deur besluite wat ons maak. Of jy die regte besluit maak of jy die verkeerde besluit maak. Of jy hierdie stap van righteousness gaan volg en of jy die stap van sonde gaan volg. Elke besluit wat jy maak, of jy dit in jou hart maak of jou denke, jou hart maak, en of jy letterlik oorgaan tot die daad en die diens soos wat Dawid gegaan het, dit gaan jou lewe impakteer. En as ek vir jou sê, sonde het nagevolge, sal die meeste mense vir my sê, ja, Eunice, maar Jesus het klaar vir ons gesterf vir ons sonde. Ons lewe in 'n genade dispensasie. Die wet is volbring. Ons hoef nie meer te worry daaroor. En dan wil ek vir jou sê, dink jy die sonde, dit is so, Jesus het dit gedoen vir ons, maar dink jy die sonde wat Dawid gedoen het net hom geïmpakteer? Stellig nie. Ek gaan vir jou 'n hele paar punte noem, hoe hierdie sonde wat Dawid met Batseba gedoen het, hoe dit sy lewe geïmpakteer het. En dan wil ek vir jou sê, plaas jouself in die situasie waarin ons sonde doen. Wat sy ripple effek dit in ander se lewens kan hê, nie net in jou eie. Hy het die sonde bedink en oorgegaan tot die daad.
deur saam met Batseba te slaap. Nommer 2, die daad oorspel. Dis wanneer jy ontrouheid aan jou eggenoot is, of jou eggenote is, en buite die huwelike omgaan met iemand anders. Koning Dawid het die daad verder gevat, hy het Batseba sy hele lewe laat verander daardeur, soos ek reeds gesê het, sy het swanger geword, sy het die baba verloor, sy het haar man verloor, deurdat Dawid hom vermoor het, en toe word sy nog 'n vrou in 'n koningskap wat sy moes deel met ander vroue, die koningskap en die vrou wees van die koning. Hy het gejok vir Uria, hierdie getroue soldaat van hom, en toe maak hy hom dronk ook nog, om hom te bedrieg, en toe laat hy hom doodmaak. En al hierdie bloed kom toe op sy hande. En die bloed was nie net op sy hande nie, maar dit was ook op Joab se hande, want sy bevelvoerder Joab het hierdie instruksie uitgevoer om hom dood te laat maak. Vir die res van sy lewe sal daar geweld en oorlog wees in sy huis en sy lewe. Dink julle dis waar dit gestop het? Daar's soveel meer. Sy eie vroue was forceer om egbreek te pleeg met sy eie seun, en dit het helder oordag gebeur. Al sy sonde was geopenbaar aan die hele volk van Juda en Israel. Dit was nie weggesteek nie. Sy welis het veroorsaak dat hy sy baba met Batseba verloor het. Sy eie seun Amon het sy dogter Tamar verkrag, en koning Dawid het hom nie vermaan daarvoor nie. En dit het veroorsaak dat sy ander seun Absalom so kwaad geword het oor die onreg wat aan Tamar gedoen is, dat hy opgestaan het teen koning Dawid en dit is 'n tydperk van 'n jaar, wat hy sy broer vermoor het, hy het Amon vermoor. En toe het hy 'n rebellie begin loods teen koning Dawid en koning Dawid se koningskap. Sy mense van Israel was ongelooflik teleurgesteld aan hom gewees. En hulle was teleurgesteld aan hom as 'n koning, en dit het veroorsaak dat daar verdeeldheid in hierdie koninkryk gekom het as gevolg van dit. Selfs koning Dawid se hoofbevelvoerder was op 'n punt waar hy ook verraad gepleeg het later in 'n latere storie in 2 Samuel. Dawid se eens mooi toekoms het ewe skielik aan skerwe gelê, en Batseba se ook, vir een oomblik van passie en hartstog. Maar ultimately het dit sy verhouding met God in daardie tydperk amper vernietig. Was dit nie dat hy vir die Here om vergifnis gevra het nie? So jy sien, jy dink sonde het nie 'n impak nie, maar sonde het beslis 'n impak. Nie net op jou lewe nie net op my lewe nie, maar op almal in ons lewens, almal wat in ons lewens is. Dit raak almal. Jy sien, sonde bring vernietiging met verhoudings van jouself, jy met jouself. Dit bring vernietiging met jou en ander mense, dit bring vernietiging met jou verhouding en God se verhouding. Wanneer dit vernietiging bring, daar's 3 plekke waar daar verwydering kom. Soos ek reeds gesê het, wanneer jy sonde bid, sê jy is besig om in bitterheid te gaan oor die ding. Dis wat Saul daai tyd gedoen het, maar Batseba kon dit gedoen het teenoor Dawid, maar sy het nie. Bitterheid sit om in 7 ander dinge, en ek wil dit vir julle lees. Bitterheid kan sit in onvergewingsgesindheid, dan gaan dit oor in 'n wrok, wanneer jy nie kan vergewe. Hierdie wrok is wanneer jy daai wrevel kry, wanneer jy iemand se naam sien, of iemand se naam hoor, of iemand sien, of wanneer iemand praat oor iemand, jy weet, jy kry so 'n knars in jou tande kom uit en ons word lank, jy voel, wil nie daai persoon hoor of sien nie. Dis 'n wrevel. Dan wil jy oorgaan tot vergelding. Jy wil hê hulle moet weet dat hulle weet wat hulle aan jou gedoen het was onreg en verkeerd. En jy maak planne om dit te doen. Daai vergelding word soveel woede in jou wat ophoop, dat daardie woede later dan so 'n haat word dat jy eintlik siek word as jy daardie persoon dink. Jy word so kwaad, jy dink later jouself in geweld. Jy sien al hoe gaan jy daardie persoon verwrig. Ek gee nou net 'n voorbeeld. En dan kan dit oorgaan tot die daad waar jy eintlik daai persoon moord. Baie keer van ons pleeg ons moord in ons kop. Want ons dink hoe ons daardie persoon haat en wat jy alles aan daardie persoon wil doen. Maar daar is mense wat oorgaan tot die fisiese daad waar hulle daardie persoon haat. En wanneer jy hierdie goeders doen, dan bring jy verwydering, soos ek gesê het. Verwydering tussen jou en jouself, verwydering tussen jou en ander mense, verwydering tussen jou en God. Jy maak 'n deur oop, waarwyd oop, vir sonde om verder in te kom in jou lewe. Jy maak 'n waarwyd deur oop vir siekte om in jou lewe te kom. Want jy sien, baie van die siektes wat in ons lewens kom, is as gevolg van onvergewingsgesindheid, is as gevolg van bitterheid, is as gevolg van haat. En dis goed waarmee ons moet deel. Nou kom ek praat gou-gou oor verwydering met onsself, dat ek dit vir jou verduidelik.
Verwydering van onsself is wanneer daar selfhaat inkom, wanneer daar selfkondemnasie inkom, wanneer daar swak selfbeeld inkom. Jy weet daai negative talk hierbo. Jy sê ek is nie goed genoeg nie, ek sal nog altyd 'n swakkeling bly, en my maat was ek is 'n swakkeling, en jy hou aan met dit en jy hou aan en jy tree nie uit dit uit nie. Jare terug was ek geïdentifiseer met 'n siekte reumatoïde artritis. En die wat dit ken, dis 'n verskriklike siekte. Dit is pyn wat jy vir geen mens kan beskryf nie. Ek was in hospitale opgeneem vir pynmonitering, ek was op behandeling gesit. Hulle het vir my hierdie pille wat jy gebruik vir malaria. Ek moes dit drink want dit eet die goedjies weg wat hierdie pyn veroorsaak op jou gewrigte. Want oral waar jy gewrigte het jy pyn. Onthou jy dit daai vir die ouer mense, daai pingpong balletjie masjien wat jy sê ting 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 en dan gaan die bekkie so oop daai balletjies. Dit is hoe die pyn is in jou liggaam. Dan is dit hier, dan is dit daar oral in die gewrigte. Dit was verskriklike pyn. En ek het bloedtoetse gehad dat ek hierdie siekte gehad het en die dokters het my gesê dis 'n siekte tot die dood. Dis geen genesing vir dit nie, maar ek het geweet my koning Jesus kan hierdie siekte genees. En daar 'n man, ek weet nie wie van julle ken hom nie, pastoor Henry Wright van Kanada. Hy het hierdie boek geskryf, The More Excellent Way, of The More Excellent Way. Dit is 'n boek wat hy praat oor die geestelike wortels van siektes. En hierdie boek het fenominale verandering in my lewe kom doen, maar hierdie man het Suid-Afrika toe gekom. En hy het in standaard om bedien vir 'n week lang, en ek het dit bygewoon. Dit was fenominale lering gewees, en fenominale impak in my lewe. Aan die einde van sy teachings het hy mass deliverance gedoen. Hy het al die siektes, verskillende siektes en verskillende groepe gegroepeer en vir jou verduidelik hoekom. En toe het hy elke siektegroep gevat en dan het hy gesê, die wat daardie siekte het, wat ons moes op papiertjie skryf, die verskillende siektes wat ons het, en volgens dit het hy die groeperings ook gaan doen om te sien wie nie gehoor het wat die siektes. En toe het hy 'n gebede gedoen en ek het myself vergewe. Want julle sien, reumatoïde artritis is extreme self-hatred. Ek kon myself nie like nie. Ek het myself gehaat, want toe ek 'n klein dogtertjie was, baie klein, was ek herhaaldelik gemolesteer tot in my groter lewe. My tienerskap en as 'n jong vrou ook. Ek was gemolesteer, ek was verkragt gewees en ek het gedink dit is my skuld. En ek het myself begin haat, want hoekom gebeur hierdie goed met my en nie met ander nie? En so, wanneer ek na myself gekyk het in die spieël, het ek 'n renons in myself gehad. En daardie haat het so geeskaleer, dat dit die deur oopgemaak het vir hierdie siekte om in my lewe te kom. Jy word oorgegee aan die pynigers. Dis 'n pyn wat jy vir geen mens kan beskryf nie. Dis regtig, as iemand vir my sê, hulle het dit, dan wil ek hou, want dis regtig seer. En ek het toe nou daai deliverance gebed gedoen, en ek het myself vergewe, en daai bril van onvergewingsgesindheid en haat, was af, en ewe skielik toe ek myself in die spieël kyk, toe lyk ek vir myself mooi. En ek kyk en ek lyk mooi, en ek kan dit nie verstaan nie. En ek roep my ma en sê, kyk, ek lyk anders, maar as man, jy lyk nog gesaap, ek sê, ja, ek lyk anders. Maar hier het iets in my hart gebeur, omdat ek myself kon vergewe vir hierdie ding wat met my gebeur het. Jy sien, die Here het dit gemaak dat ons liggaam het wit bloedselletjies wat ons beskerm, hulle val al die indringerselle aan. En 'n auto-immuun siekte wat reumatoïde artritis is, werk so, daai wit bloedselletjies, daai wit bloedliggaampies kom en hulle begin jou liggaam aanval in steede van die virus of die bakterieë, want hulle dink daai deel in jou liggaam is die deel wat jou wil aanval. En dis wat gebeur. So altyd wanneer jy 'n auto-immuun siekte hoor, dan moet jy weet daar's ergens 'n faktor van selfhaat of selfonvergewingsgesindheid, maar baie keer het daar ietsie anderste daarbey. Okay, so dit is toe nou wat in my lewe gebeur het, en ek het op baie self-talk gehad wat ongelooflik negatief was. En dokters kom baie keer en hulle wil die siekte beheer deur vir jou medikasie te gee. Hulle beheer en hulle kom deel nie met die wortel van die siekte nie, hulle deel met die vrug van die siekte. En hierdie boek en hierdie teaching leer jou om met die wortel van die siekte te deel. So wat gebeur het toe nou met hierdie man? Hulle het hom later as dokter verklaar. Hy het hierdie titel gekry van dokter, nie oor studies dat hy gestudeer het as 'n dokter nie, maar hy het letterlik elke siekte ding gevat, deur gaan bid, vir die Here gevra vir skrif oor dit, en die Here het vir hom gewys hoe werk hierdie siekte en hoe werk dit geestelik. En so het hy hierdie boek geskryf. En julle, dit
is fenomenaal. Daar's al baie ander goed in die boek wat ek al toegepas het in my lewe, wat ek vir julle kan sê dat daar al 'n verskil in my lewe gekom het as met ander goed langer gevat, want jy weet mos hierso, jy moet mos hierso ook regkom en baie goed met gebed ook. Ja, so hy het hierdie boek geskryf en hy is toe nou na die Here toe, hy is nou by Papa Vader in die hemel en maar sy legacy wat hy agtergelos het is fenomenaal. Dan staan ook natuurlik ander mense soos M.K. Strydom wat ook sulke boeke geskryf het oor die spiritual roots of diseases. Ja. Wat verwydering betref is daar ook 'n hele proses soos wat ek reeds verduidelik het, die 7 stappe van vergewensgesindheid en bitterheid wat in jou lewe gebeur, wat veroorsaak dat dit wat in jou toelaat in jou lewe 'n sneeubal effek het. Dit het 'n ripple effek. As jy daai klip so op die water gooi en dit maak sulke rippels, dis wat sonde doen, dis wat siekte doen. Hoe meer jy nie kan vergewe nie, hoe erger raak dit. En dis hoekom jy baie mense sal kry, hulle is later aan so, hulle loop so onder siektes, want hulle het issues in hulle lewe wat hulle nie meer deel nie. Jy sien, as ons tot bekering kom, dan word ons gees vernuwe, maar jou sielsdimensie is nie vernuwe nie. Jou sielsdimensie kan alleen vernuwe word wanneer jy die Bybel vat en die Bybel lees en tyd spandeer in die Bybel. Wanneer jy op jou knieë gaan en bid tot Vader en intimiteit met hom is, dan word jou sielsdimensie verander, dag na dag, stukkie vir stukkie. Die Heilige Gees kom verander daai slegte unies in iemand wat hom kan dien, in iemand wat hy kan gebruik. Ek maak nog steeds foute, en as ek nie keer nie, kan ek net soos Dawid ook in sonde verval, en dieselfde vir elkeen van julle. Dis regtig genade van die Here om ons te weerhou daarvan, en dis 'n wilsbesluit, ultimately 'n wilsbesluit, of jy jouself in sonde gaan laat verval of nie. Verwydering van ander, nou sien, verwydering van ander, baie keer doen iemand iets aan jou, en jy is so kwaad vir daardie persoon. En jy kan nie die persoon skei van die sonde nie, want jy sien net raak wat hy gedoen het wat verkeerd is. En die woord sê, dis nie daai persoon nie, dis die een wat agter daardie persoon is wat dit aan jou gedoen het. So jy moet op 'n punt kom waar jy nie die persoon sien as die sonde nie. Ja, daar sekere sondes, dis moeilik om te vergeet en te vergewe, maar met die Here se krag vat hy daai angel uit. Jy onthou van dit, maar hy vat die angel uit, dis nie meer daar wanneer jy die persoon sien nie, want hy het daai angel weggevat. Almal wat my verkragt en gemolesteer het, ek het hulle vergewe, en ek kan vandag daaroor praat, ek kan selfs hulle name noem, want die Here het my gehelp, hy het my op 'n pad van heling gevat. Vandag kan ek daaroor getuig, omdat ek dit oorgegee het aan die Here. En so is dit moontlik vir ons, vir elke issue in ons lewe waar iemand ons seer gemaak het, kan ons na die Here toe gaan en hy kan ons help om daarmee te deel. As ons nie oorgee nie, word ons oorgegee aan die pynigers. En die Onse Vader gebed nie is so 'n wonderlike voorbeeld van dit nie. Here, vergewe ons sonde, soos ons skuldenaars vergewe. Vergewe jy jou skuldenaars, of hou jy dit steeds teen hulle? Jy sien, baie keer sê ons, nie, ons glo die woord, ons weet wat in die woord staan, ons glo die woord. Maar dan praat jy, en jy doen 'n handeling, dan sê dit vir my, glo jy regtig die woord? En ek praat met myself, onthou, ek sê dit altyd vir julle, die ou wat hier staan, praat eers met homself. En die Here moet eers met my praat, voor ek die woord kan bring. So dit is nie dat ons hier staan en dit so is nie, dit is so, heeltyd so, en dan sprei dit uit. Die Heilige Gees is die een wat ons kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En wanneer daar verwydering met jou en God kom, dan is dit, jy is te skaam om voor die Here te kom en te bid, want jy het iets verkeerd gedoen. Dis dalk 'n sonde wat jy ander verkeerd doen en ander verkeerd, dalk vloek jy die hele tyd. Nou voel jy elke keer van, Here, ek kan nie gaan bid nie, want ek het nou net weer gevloek. Of jy het oë wat wandel. Jy soek altyd die vrouens uit en jy kyk altyd vir die vrouens, jy scan hulle op en af. Wat ook al jou sonde, of jy jou hand in die cookie jar vat en cookies steel, wat ook al jou sonde is, bely dit onmiddellik. Daar is soveel voorbeelde van sonde. Julle is groot mense, julle weet, ek hoef nie alles uit te spraak nie. Bely jou sonde dadelik, soos wat Dawid het bely. Die oomblik toe hy agtergekom en hy is die wat skuldig is, het hy dit bely. Ek voel nou gelyk, ek wil dit vir julle lees. Psalm 51, dit is 'n redelike lang psalm. Kom ons lees dit gou. Psalm 51. Ek het nou in die Afrikaanse Bybel lees. Hierdie psalm het Dawid geskryf
nadat Nathan met hom kom praat het oor sy sonde met Batseba. En dit is, julle gaan nou sien, daar's baie bekende stukkies in hierdie Psalm wat ons altyd oor bid en oor dink en oor praat en preke. Maar ek wil dit vir julle lees. Hy sê, Here maak my 'n nuwe mens, vir die koorleier, 'n Dawid Psalm na aanleiding van die gebeurtenis toe profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis tog my sonde uit, op grond van die barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge, en my sonde is gedurig voor my. Is dit nie so nie? Ons ken ons oortredinge. Teen u en u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is u uitspraak reg en die oordeel regverdig. Want ek is as sondaar gebore en was dit voor my geboorte, maar u verwag waarheid uit my hart. Diep in my binneste maak u wysheid bekend. U wysheid bekend. Neem weg van my sonde met hyssop, sodat ek skoon gewas kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Gee my tog weer blydskap en vreugde. U het my stukkend gebreek. Laat my weer vol vreugde wees. Moenie let op my sondes nie en wis al my oortredinge uit. Skep vir my 'n rein hart, oor God, uit bekende deel. Gee my 'n nuwe standvastige gees. Moenie my verban weg van die teenwoordigheid nie en moenie die Heilige Gees van my af wegneem nie. Gee my tog weer die vreugde van die redding en laat u gewillige gesindheid my staande hou. Dan sal ek oortreders u weer leer, sodat sondaars hulle tot u sal bekeer. Verlos my van bloedvergieting, God, my redder God, dan sal ek voluit sing van u regverdigheid. Help my om te praat, Here, sodat ek u lof kan verkondig. U verlang nie offers nie, anders sou ek dit bring. Selfs brandoffers wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is 'n gebroke gees. 'n gebroke en 'n benoudvolle hart sal u nie verwerp nie, o God. Jy sien, dis wanneer jy met brokenis voor die Here kom en sê, ek is regtig jammer, ek het weer geval. Ek het gedoen wat ek gesê het, ek gaan nie doen nie. En vragtig, tot doen ek dit weer, ek is jammer. Hy kyk na jou hart, hy ken jou hart. Jou mond kan sê, jy is jammer, maar jou hart kan sê, ek is nie jammer nie. Hy sien jou hart raak. Wees genadig, o Sion, volgens die goedheid. Behou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die voorgeskrewe offers vir u aanneemlik wees. Brandoffers, ja, offers wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer hulle op u altaar offer. Hier kom Dawid, en weet jy wat, hierdie Psalm sê vir my, dis 'n man van volwassenheid in sy stap met sy verhouding met die Here. Wanneer ons nie in volwassenheid is, dan kan ons maklik ons rug draai op dit. En die woord sê ook, wanneer jy jou rug draai op die Here se woord, dan gee jy jou oor aan die begeertes van jou hart. Jy sien, Dawid het in die begin het hy verkeerd gedoen, maar hy het dit begin bedink, al hoe meer bedink, en later het hy gesê, maar gaan haal haar. En toe hy kry, toe kon hy nie net met haar praat nie, hy moes die daad met haar doen. En toe kon hy nie net daar los nie, hy moes die daad toesmeer. En toe maak hy nog 'n plan en eventually dit gelei tot dood. Die dood van die ou wat hy wat doodgemaak het. En dis wat ons met sonde doen. Dis soos pornografie. Jy bedink dit, en jy kan dit weerstaan, die woord sê ons kan. Maar nou bedink jy dit die hele tyd. En hoe meer jy dit bedink, later as jy jou kry, dan sit jy voor daai rekenaar. En as jy jou kry, dan gaan jy van die een side na die ander side. En voordat jy kan kry, is dit op jou selfoon. Later dan steek jy jou selfoon weg vir jou vrou of jou man. En voordat jy jou kan kry, daar dink jy rink, sink en alles het jy jou. En jy kan nie loskom uit dit nie. En dis wanneer daai verwydering tussen jou en God gebeur. Want nou is jy te skaam om voor die Here te kom. Want hoe kom jy voor die Here as jy nou hierdie goed kyk? Jy wil bid, maar wanneer jy jou oë toemaak en bid, wat sien jy? Jy sien daardie goed wat jy nog gebruik het. So sonde is nie iets wat ons mee moet speel nie. Regtig, dit het major konsekwensies in ons geestelike wandel met die Here. Maar soos ek weer sê, Dawid is 'n voorbeeld dat dit nie net konsekwensies is vir jou en jou verhouding met die Here en jou liggaam en siektes nie, maar ook 'n konsekwens vir jou en die mense in jou lewe, want sonde kan hulle ook beïnvloed. Jy sien, ons kan die leuen van die vyand glo en ons kan loop met daardie leuen, of jy kan teen die leuen staan. Wat vir my amazing is, Dawid het 'n leerbare gees gehad. Toe Nathan na hom toe gegaan het en met hom gepraat het, hy dadelik bely en hy het reggemaak daarmee. En
En wat nog amazing vir my is dat Nathan soveel wysheid aan die dag gelê het deur nie Dawid direk te konfronteer nie, maar hierdie storie aan hom te vertel sodat Dawid nie 'n keuse gehad het as om te luister. Want daar kom hy, Nathan vertel van die storie en hy maak die beslissing hierdie man moet gedood word en hy moet 4 lammers gee. So toe sy skuldig, want dit was op sy hande gewees. God stuur baie keer mense in ons lewens met ons te kom praat. Dit kan ons vriende wees, dit kan 'n pastoor wees, dit kan 'n preek wees, dit kan 'n droom of 'n visioen wees, dit kan die woord wees wanneer jy hom oopmaak. Daar's soveel maniere wat die Here met ons kom praat. En ek wil vandag vir julle sê, moenie jou hart verhard wanneer die Here met jou kom praat. Maak jou hart oop. Laat Dawid en sy volwasse wandel met die Here vir jou 'n voorbeeld wees vandag. Dat jy dadelik jou rug moet draai op sonde. Maak 'n 360 grade draai weg van sonde af. En moenie dit weer doen nie. Loop weg van dit af. Maar bely onmiddellik. Saul het nie bely nie. Saul het elke keer die vinger na iemand anders toe gaan wys. En dit het gemaak dat hy heeltemal weggegaan het van die Here. Tot op 'n punt waar die Here nie met Saul wou praat nie. Julle, as die Here nie meer met jou wil praat en die Here wil jou nie antwoord nie. Ons wil nie op daai punt kom nie. Ons wil op daai punt wees wat ons ook kan sê, maar Dawid is 'n man na God se hart. Hy het sonde gedoen, die verskriklikste sonde. Maar hy het bely. Hierdie Psalm is 'n bewys dat hy bely het. En hy het dit met innistie gedoen, met 'n hart van opregtheid. En mag dit so ook vir my en jou wees, dat ons met absolute opregtheid na die Here toe sal kom. Jy sien, wanneer ons koud word, is dit so maklik om in 'n wegvalling in te gaan. Wanneer ons koud word en wanneer ons in sonde staan, dan is dit asof die dinge oor ons kom en ons kan nie meer die waarheid sien nie. Jou hart begin hard word. En dit wat vir jou moeilik was in die begin om te doen wat verkeerd is, raak al hoe makliker en al hoe makliker en al hoe makliker en dit het 'n sneeubal effek weer eens. En dan voordat jy kan kry, het jy 'n groot sneeuman gebou van sonde. As gevolg van die verhardheid van jou eie hart. Jou handelinge het beslis nagevolge, maar God kan jou vergewe. En ek wil vir jou hierdie skrif voorlees, 1 Johannes 1 vers 9, ek herhaal, 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar dit vat guts van jou om op te staan en te sê, Here, dan het ek is jammer. Jy moet daai punt bereik wat jy regtig waar belydenis doen van jou sonde. Weet, ons sien mense raak en dink as jy daai ou is so ver van die Here en dan doen hy dit en dit en dit. Of kyk, daai ou is altyd in die voorste rye van die kerk, niks nie pastoor nie. In die voorste rye in die kerk. Maar hy vloek soos 'n matroos. Maar jy weet nie hoeveel keer gaan bid hy en hy sê vir die Here, wat kan ek doen? Ek is jammer. Jy ken nie sy hart nie, God ken sy hart. Jy kan vir hom bid in steede van hom te oordeel. Want met die maat waardeur ons oordeel, gaan ons geoordeel word. So hou op hom oordeel, sodat daai oordeel nie oor jou kom nie. Net God alleen kan oordeel. Ons het nie die reg om te oordeel nie. Dan wil ek vir jou sê, Romeine 6:23 sê, die loon wat die sonde gee, is die ewige dood. Die loon wat die sonde gee, die loon is die betaling wat die sonde gee, is die ewige dood. Jesus het gekom dat ons die ewige lewe kan hê. Maar as ons aanhou in sonde gaan beweeg, gaan ons die ewige dood hê en nie die ewige lewe nie. Draai van dit. Galasiërs 6:7 sê, moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, sal hy ook oes. Hier's baie boere. Jy weet dit wat jy in die grond plant, gaan jy oes van kry. En is dieselfde so met sonde. Daar bewys God jou genade sodat en vir my genade soos wat hy met Dawid en Batseba gedoen het. Hy het vir hulle nadat Dawid bely het, hulle het wel hulle kind verloor, maar hy het Dawid nog steeds in koningskap gehou en hy het vir hom nog kinders gegee by Batseba en hy het later hy het ook vir Dawid die belofte gegee dat Dawid se troonskap nooit sal verander. Daar sal altyd iemand in die lyn van koning Dawid se bloedlyn wees wat op die troon sal sit en ons weet dit is koning Jesus. So dit was 'n belofte wat hy gekry het, want hy het reg gemaak met die Here. Onthou die prys wat Batseba en koning Dawid betaal het, was ongelooflik duur gewees. En die nagevolge daarvan was ongelooflik blywend gewees. En jy sien, sonde affekteer nie net jou nie, dit affekteer definitief jou siel, jou liggaam en jou gees. 'n Gebrokene en 'n stikkende gees is die ene wat nie by die Here kan uitkom nie, wanneer jy
uitdoof vir die stem van die Heilige Gees as jy die hele tyd in sonde beweeg. 'n Gebroken, stikkende emosies is wanneer jou sielsdimensie nie verkoeking in die woord vind nie, wanneer jou sielsdimensie nie tyd in die woord spandeer nie. Soos ek reeds gesê het, wanneer ons tot wedergeboorte kom, dan is ons gees vernuwe, maar jou siel, jou denke, jou wil, jou emosies, hier wat in jou hart omgaan, is steeds vol sonde. So jy moet in die woord bly om daardie deel te vernuwe, sodat dit kan aanpas by jou gees. En 'n liggaam wat gewikkend gaan onder siekte en stryd, dit gebeur wanneer ons ook nie luister en nie regmaak nie. Ek sê nie alle siektes is demonies nie, en ek sê nie alle siektes is as gevolg van dit nie, maar baie van die siektes is as gevolg van dit. Okay, sonde affekteer jou verhoudings met ander, met jouself en met God. Dit herskryf jou lewe. Of jy steel, of jy lieg, of jy bedrieg, of jy egbreek pleeg, of jy veelvoudige verhoudings het, wat ook al jy doen, die sonde lê in die loer. En dit kies nie of jy ryk of arm of vet of maar of slim of is geleerd is of nie. Dit kies nie, dit lê vir ons almal se deur, ewe myne. Jy het die keuse of jy daardie deur gaan oopmaak vir hom en hoe groot jy daardie deur gaan oopmaak. Maar ek sê nou vir jou, wanneer daai sonde vir jou lê, hoe weerstaan dit? Het Jesus nie die vyand weerstaan toe die vyand vir hom nadat hy in die woestyn was en gevas het vir 40 dae toe hy uitkom, het die vyand nie vir hom gesê, maar as jy honger is, laat die klippe dan vir jou in brood verander. En Jesus sê vir hom, ek sal van brood alleen nie lewe, maar van elke woord van God. As Jesus die vyand kan weerstaan deur skrif gebruik, is dit dan nie vir my en jou 'n voorbeeld dat ons die skrif moet ken en dat ons die skrif moet gebruik en die vyand moet weerstaan nie? Sal die vyand nie van ons vlug as ons die vyand weerstaan nie? Dis wat die woord sê, weerstaan die vyand en hy sal van jou afvlug. Ons moet dit net toepas, maar ons pas dit nie toe nie. Die keuse bly joune of jy gaan weghardloop, soos wat Josef gedoen het toe Potifar se vrou dieselfde met hom wou doen as wat Batseba en Dawid gedoen het. Sy wou hom verlei en hy weggehardloop. Rut was ook 'n vrou wat rein was. Sy het nie verkeerde dinge gedoen nie. Sy kom by Boas se voete gelê en sy kon verkeerde dinge, maar sy het nie. Maar of ons kan wees soos wat Batseba en Dawid gedoen het, ons kan in oorspel aangaan, ons kan verkeerde dinge doen. Ons kan wees soos Samson, wat toegelaat het dat Delila hom verlei het, en dat hy sy hare gaan sny en sy krag verloor het. Of ons kon soos Juda gewees het. Ons kon ons hand in die koekiejar gehad het, en so die koning van ons lewe verraai het as gevolg van dit. Die keuse bly joune, elkeen van ons het 'n keuse wat ons gaan doen. Eva is 'n awesome voorbeeld van wat gebeur het. Eva, met die welles van haar oë, sy het die vrug gesien en sy het geluister vir die vyand en sy het ewen vir Adam van dit gegee. En as gevolg van Adam en Eva se sonde, die sondeval, word ek en jy vandag gebore in sonde. En dit is slegs wanneer ons wedergeboorte plaasvind wat ons kan regmaak en hierdie dinge kan verander in ons lewens. Jy sien sonde werk so, dit is 'n subtiele voorstel. Die vyand kom met hierdie sagte, subtiele voorstel. Ag, niemand gaan dit sien. Niemand gaan dit weet nie. Net so vinnige kykie. Daai vinnige kykie word 'n gedagte, en as jy nie daai gedagte weerstaan nie, dan eskaleer dit. Dit begin daai sneeubal effek ervorm. Dan begin jy dit dink. En hierdie voorstel raak net al meer en al meer, soos wat ek nou verduidelik het van pornografie. Jy moet dit in die kiem smoor. As jy dit nie in die kiem smoor nie, gaan dit eskaleer. En vir jou reeds die voorbeeld gegee wat Jesus vir ons gegee het, hoe ons die vyand kan weerstaan. Jakobus 4 vers 7 en 8 sê, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. As jy nie die gedagte, die impuls of die begeerte weerstaan nie, gaan dit aanhou. En jy gaan aanhou om te bedink, en daai aanhou bedink gaan later in 'n obsessie word. Dis soos 'n ou wat 'n kind wil molesteer. Hy bedink dit die hele tyd wat hy gaan doen met die kind. En dan later gaan dit oor in die daad. Want dit het 'n obsessie geword. En as dit eers oorgegaan het in die handeling, dan is jy op afdraande pad besig, as jy nie gaan bely en regmaak nie. Ek wil vir julle 'n baie eenvoudige, lekker scenario verduidelik, wat ek by julle wil los, ter afsluiting. Jy word op 'n dieet gesit, speel nou saam met my. Jy word op 'n dieet gesit deur die dokter, 'n gesondheidsdieet. Die dokter sê vir jou, jy mag onder geen omstandighede suiker eet nie. Die geringste suiker wat jy mag inneem, sal jou dood veroorsaak. En jy sê vir suiker. Nou is daar 'n kerk-event. En vroulief is baie goed met pak. En in die yskas, jy's honger, dan gaan jy yskas toe, jy gaan gou vir jou gesondheidsbroodjie maak. Jy maak hierdie yskas oop.
En daar lê 'n pakkie koeksusters, mense, en jy weet die dokter het gesê, geringste suiker sal jou dood veroorsaak. Maar julle, daai koeksuster, krakerig, crispy, stroop, drip so uit dit uit. En jy dink, net een op, jy maak die yskas deur toe. Yes, maar jy gaan weg en kom terug. Daai koeksuster. Nee, daai koeksuster, net een appie. Maak die pakkie. Net een appie. Vat hom. Oh, dis lekker. Ek dink ek gaan net nog eentjie vat. En voordat jy kan keer, het jy die hele pakkie koeksusters verorbe. En jy het vergeet van wat die dokter vir jou gesê het. Dis hoe sonde met ons maak. Hy maak soos daardie verleiding van die koeksuster in die yskas. So mag dit vir julle 'n voorbeeld wees wat julle kan onthou. Pause. Staan stil, dink 'n oomblik die nagevolge van daai koeksuster. Dit gaan jou dood veroorsaak. En wie gaan treur? Jou vrou, jou kinders en almal wat lief is vir jou. Is jou sake reg voordat jy doodgaan. So, sonde julle het 'n negatiewe impak op ons lewens. Jy het die vryheid om te kies. Jy kan kies om 'n happie van daai koeksuster te vat, of jy kan kies om weg te stap en in jou kar te klim en weg te ry, want jy weet daar is vir jou 'n versoeking. As die Heilige Gees vandag met jou praat oor iets in jou lewe wat jy mee moet deel. Dit kan iets klein wees, dit kan iets groot wees. Ons as mense wil baie keer sê sonde is, 'n leuen is klein, egbreek is groot. Sonde bly sonde. Daar's nie 'n klein sondetjie en 'n groot sonde nie. Sonde is 'n wegvalling van die waarheid. Dis 'n wegvalling van God. Dit breek in met jou intimiteit met God. So as die Heilige Gees vandag met jou praat, whatever dit is in jou lewe, gaan deel met dit asseblief. Maak reg met die Here. Niemand kan vir jou kies nie, net jouself. Niemand gaan jou oordeel kan vat nie, net jouself. Jouself en jouself is verantwoordelik vir die keuses, vir die dade van jou lewe, ongeag wat wie of wat se omstandigheid aan jou gedoen het, wat jou geregverdig laat voel om so op te tree. Jy alleen staan vir God. Jy kan of die regte ding doen, of jy kan die verkeerde ding doen. Ons is geroep om heilig te wees, want God is heilig. Onthou net vandag, jou keuses het nagevolge. Decisions have consequences. Laat dit goeie keuses wees. Mag die storie van Batseba en Dawid vandag vir jou herinner aan die prys wat hulle betaal het. Mag dit vir jou 'n meetsnoer wees vir die stap, elke stap wat jy gaan vat vandat jy hier uitbeweeg, vir die res van jou lewe. Decisions do have consequences en die resultaat daarvan is opgesluit in jou denke en uiteindelik in jou dade. Jy het 'n keuse. Ek gaan afsluit met gebed en voor ek afsluit met gebed wil ek net hê my naam wil is julle vir daai liedjie speel. Terwyl ek hierdie preek skryf en ek bid daaroor en ek sê Here, maar hierdie woord het heeltemal 'n ander wending aangevat. Is dit regtig wat U wil sê vir U kinders? Is dit regtig? U moet hierdie ding vir my bevestig. Ek het 'n vriendin, ek sê net die oggend vir die vriendin op WhatsApp, ek sê vir haar, ek voel soos 'n donderwolkie vanoggend. Ek is nie lekker nie, ek is baie geïrriteerd. En sy stuur hierdie liedjie vir my en net nou ek dit vir haar gesê het, bid en ek vra vir Here, ek weet nie wat aangaan met my gees nie, maar asseblief werk met my en bevestig hierdie woord aan my. En hy gee vir my hierdie liedjie, julle luister. Kyk so die video. Stand up, my child, from the world's deceit. The ways of man have made you weak. You think all's good, but can't you see, my child, you've been lied to, away from me. They say the Torah's done, it's gone away. Now we live in love, they proudly say, but how can love deny it's right? When darkness shines, they call it light. The unclean, they
after two. Sports and parties replace what's true. Singing loud with worldly pride, while the word of life is cast aside. Yeshua said, I did not come to destroy. The prophets foretold that's my Father will. But you twist his words, his holy name, and teach rebellion all the same. You have forgotten my name. Why, Lord, that title means nothing at all. My name is Yah. I am who I am. Your name, the great I am. Don't hide my name beneath man's weight, for I am Yahweh. I do not change. My name is life. My name is truth. I gave it to my chosen you. How can you love without my word? Your words show love, not what you've heard. My Sabbath's lost, my ways ignored. You say it's love, but it's not the soul. Why, oh, why have you grown so cold? My son, my daughter, your hearts grow old. They call their feasts holy, their joys in vain, but their songs are filled with lawless gain. Go back to me, my ways, my will. For my Torah gives life. Be still, be still. What is good or what is wrong without my Lord? You lost your song. Do you love me? I ask again. My child, return, forsake your sin. The commandments are love, they show you me. Works of good are the proof you see. Why crucify my son again? He came to guide, not die in vain. Walk as he walked in truth and light. Hold fast my Torah. Do what's right. Do what's right. Do what's slow grow weary, my faithful few. I sent my son, he died for you. Keep my word, my ways of life. Through the world's hate, endure the strife. For he who does my will within, I'll dwell in him, he'll turn from sin. But those who choose the world's delight will lose their names from the book of life. So come back to me, my child, be true. This world will hate, but I love you. Come back to me, my child, my own. In Torah's light, you're never alone. Dankie Abba Vader dat die woord soos 'n tweesnydende swaard is in elkeen van ons lewens. Here, ons is so lief vir U en ons wil sê as daar sonde in ons lewe is, want ons het bely soos wat Koning Dawid het daar bely het. Ons wil vra dat U deur die Heilige Gees met elkeen van ons sal kom werk. Dat U ons sal help om regtig waar 'n 360 grade draai weg van sonde te doen in ons lewens. Weg te doen van verkeerde en harmful ways en self-talk wat negatief is en alles wat teenstrydig is met die woord. Here, sonder U kan ons dit nie doen. Gee vir ons 'n honger vir U woord. Gee vir ons 'n dors na U teenwoordigheid en 'n passie om tyd uit te koop saam met U, Here, sodat daar verandering in ons lewens kan kom, sodat daar verandering in ons dade en ons woorde kan kom, maar ultimately in ons harte, Here, sodat wanneer ons na U toe kom, Here, ons met rein harte voor U kan kom staan. Dankie, Here, vir bevestiging van die woord. Dankie, Here, dat U alleen die naprediker is van die woord. Here, ons kom lê hierdie woord by U voete vandag. En ons wil vra dat U dit sal verseël met U kosbare bloed, dit wat uit U Vaderhart uit is. En dat U dit in elkeen van ons harte sal kom herinner aan hierdie woord deur elke keer wanneer sonde lê en loer.
Elke keer wanneer ons voor 'n keuse moet staan vir reg of verkeerd, help ons om behalwe die regte keuse te maak. Ons wil vir U die lof en die eer gee vandag as die koning van die heelal, as die koning van ons harte. En ons wil vir sê ons is so lief vir U. Dankie vir U genade, U mercy, U grace wat elke dag deel is van ons lewens, Here. En dankie Here dat U steeds met ons praat. Help ons om te luister, Here, en gehoorsaam te wees. Because obedience is better than sacrifice. Ons wil vir die eer en die lof gee voor. En ons dankie Here dat ons nou die res van die dag ook aan U kan opdra soos elkeen huis toe ry, want ons vra dat U elkeen sal bewaar op hierdie nat paaie. Dankie vir die reën, dankie vir U genade, dankie vir U goedheid, dankie vir U guns. Seën elkeen se familie en seën die samesyn, Here. En ons loof en ons prys U daarvoor. Ons gee vir U al die lof en die eer. Dankie Koning Jesus. Amen en amen. Baie dankie Here. Mag die Here regtig die woord in jou harte verkoop. En mag hierdie liedjie se woorde vir jou regtig waartoe weerslag wees. As jy die liedjie se naam soek, kan ek vir die naam sê, wat ek nie onthou die naam. Pastoor toe. Baie dankie Eunice. Ons gaan vra dat soos jy uitbeweeg, gaan die sommer jou offerande dien.